Ek is Rolf Briel, produksiebestuurder by Tinus Marits Boerdery. So Tinus Marits Boerdery is gestig in 1965 op Marble Hall. Dit is 'n derde generasie familieboerdery. So Tinus Marits het in 1992 by die boerdery aangesluit en nadat hy sy BCom graad voltooi het en vandaag speel hy 'n prominente rol, 'n sleutelrol in die vooruitgang van die boerdery en die uitbreiding van die boerdery, as ook die stigting van die valwaterbedrywighede in 2005. Die volgende geslag is reeds betrokke en berei voor om die nalatenskap voor te sit. Ek is 'n gewasbestuurder, so ek is in beheer van die produksie van klomp van die gewasse waarvan ek van beheer is die aardappels, die suikerbone, die graanbone en die saadmielies. En dan die groot ding, nog 'n trots van die plaas, is die groendraai Bonsmara stoet. Dit is ook een van die trotse goedes van die plaas. So die grootste uitdaging van die ou tradisionele manier van die boomspuit agter die trekker is hy los spoor in die land. Jy moet, kom ons sê jy het 'n 25 meter boom agter jou spuit. So elke 25 meter moet daai trekker en daai boom moet vir jou spore in die land los en dit beïnvloed jou oes baie negatief. Wat lekker is van die drone is jy het glad nie spore nie. Die ander ding van die tradisionele manier is, kyk, jy kan net 'n sekere tyd, as jy oor 30 grade gaan, dan maak jy uitmondjies nou maar toe en dan dit help nie as jy spuit nie. So wat dit lekker maak met die drone is, as dit te warm is, dan spuit ons net in die aand. Ons kan 8:00 die aand begin spuit en 4:00 die volgende oggend ophou. So dit help ons vrek baie. So ons wel bekend gekom het van die drone is, ons het by AgriHawk het vir ons vertel van die drones en hulle het vir ons 'n demonstrasie gedoen. En ons sien toe maar jy's hierdie goed, hy voldoen aan alles wat ons nodig het. En dis toe kry ons van hulle. Na die demonstrasie het ons besluit hierdie is die pad wat ons wil volg. Ons beskik nou oor 'n volledige dronewa, dis die dronewa. En dan binne die dronewa het ons 2 DJI T100 drones. Ons het 2 kragopwekkers. Ons werk op die oomblik met 6 batterye. Ons het 2 mengtanks agter en 'n flowbin. Wat lekker maak van die dronewa is jy skuif hom waar ook jy wil. Dis nie jy vat hom langs die land, jy vat hom bos toe, jy vat hom naby die dam waar ook dit is en dit werk perfek. Slaan hom op, maak die deure oop, meng jy goed, sit dit in die drones en dan gaan jy. So wat nog 'n voordeel is van die DJI T100 drone is dat kyk op die ou konvensionele manier van die boomspuit het jy met baie water, jy gewoonlik 200 vir 300 liter per hektaar spuit, soms baie meer as dit. En wat mense kan duidelik sien, die verskil tussen dit as jy die coverage op die blaar, dis baie keer so baie dat dit lyk of die meeste van die goed van die blaar afloop. Waar met die drone, jy sien duidelik, omdat die mikrons bietjie fyn is, jy sien duidelik oral waar dit sit op die blaar, dit lyk nie of dit afgewaai het of afgewas het nie, so dit is baie effektief. Ons kan in die verskil in die opbrengs, die persentasie wat ons verbeter het, kan ek definitief sê, dit word ook toegeskryf aan die DJI T100 drone. Maar soos ek sê, waar ons gewoonlik in die dag kon spuit, het ons in die aande gespuit. So ons kon soveel meer goed deur die dag doen, wat ons nou nie in die aand kon doen nie. So ons is bitter baie met die graanbone. Hier en daar het jy 'n plekkie waar 'n land bietjie groener is, bietjie geeler is, dan kan jy daai deel van die land bietjie anders te bestuur en daai deel anders te bestuur, omdat jy nie 'n groot, kom ons sê 'n boomspuit het nie, kan jy sê ek wil daai hektaar 3 kg spuit en daai hektaar 2 kg spuit, so dit het nogal baie gehelp. Nog 'n uitdaging wat ons met die ou tradisionele manier bevind het, en dit is gereeld, is natlande. Jy kan ingaan, maar dan vertrap jy alles en dis moeilik om die trekker te bestuur en so aan. So met die drone hoef jy dit glad nie te doen nie. Dit is ook nie so baie vermorsing met die drone nie, want op die ou manier met die boomspuit, baie keer moet jy al aan die buitekant van die land begin spuit om alles gecover te kry met die drone. As jy hom gemap het, daai map werk perfek. As jy hom gemap het, hy elke keer die map om 1 keer en jy kan daai land 50 keer spuit. Die map bly altyd dieselfde. So oor 3 dae kom jy daar, jy dieselfde land spuit, jy map hom op jou controllertjie en hy spuit hom, hy sit af waar hy moet afsit, hy begin waar hy moet begin, lekker. So die DJI T100 drone is regtig definitief iets wat ek vir amper enige boer sal aanbeveel. Die ou tradisioneel, kyk jy kan nie die boomspuit wegvat nie. Daar sal altyd plek wees, maar as jy wil vorentoe gaan en veral met kostebesparing en tydbesparing, DJI jou eerste keuse.